Môre broer en suster. Welkom vanoggend hier in die erediens. Ek glo die Here gaan ons ontmoet hier in hierdie gebou. En my gebed is dat ons werklik vanoggend sal hoor wat hy, God, vir ons sê. Dat ek sal verdwyn. Dat God sal verskyn, dat hy werklik kan hoor wat is God se boodskap vir u. Jesus sê vir ons Matteus 7:7, die wat soek, sal vind. As dit nou u verklaring was, ek soek, ek verlang na die Heer, dan sal jy die Here vind. Dan sal jy die Here se vrede, se sorg, se leiding vind. En die God, wat ons die Here, ek verlang na u, die God kom vanoggend in die groet wie, wanneer hy sê, my genade, my vrede, my krag, sal met julle wees en bly. En dis nie 'n leebelofte nie, God maak nie leebeloftes nie. As God belofte maak, kan doen hy dit. Ons het nou in die voorsang het ons ook 'n lied gesing, maar ek wil graag hê ons moet hom weer sing. Psalm 34, daarom, Here, u is my lewe. Ek ken u heilige bewaring elke dag. Ons het nou in die kombuis daaroor gepraat. Niks gebeur toevallig nie. God het 'n plan met alles. Ek ken u veilige bewaring elke dag. So kom ons sing as 'n antwoord op die Here se seëngroet. Ons sing daarom tot sy eer. Dis hoekom ek vra dat u bly staan. Ons sing ons daarom tot sy eer. Dit, broer en suster, die Bybel, die woord van God, is die waarheid. Dis die enigste iets wat ons rigting gee, wat 'n verskil maak, wat waar is. Nou, ons vandag praat oor Psalm 142, dis 'n Psalm van Dawid. Ons tema vandag is vasgevang. By God is uitkoms. En ons almal het al seker 'n plek in die lewe gekom en jy voel jy kan nêrens heen draai nie, jy is vasgevang. Nou, grotte. Nou grotte is kan baie opwindende plek wees. Veral, kyk daai so 'n foto van die Kango grotte. Dit lyk verskriklik mooi met die ligte wat so die stalagmiete en die stalagtiete verlig. Dit lyk verskriklik lekker, mooi. Grotte is lekker plekke. As daar ligte is en 'n gids sit jy deur die grotte kan lei dat jy nou nie verdwaal of in 'n gat inval of jou kop stampie. Nou as hulle die ligte afsit, nou nog geen ligte is nie, dan kan die grotte nogal half vreesaanjaend en half spookagtig wees. Dink jy ons sal daarvan hou om 'n nag in hierdie klam, donker grot deur te bring nie? Broers, as dit nou donker is, weet jy maar, jy stap in weer die grot in, en skielik is daar kragonderbreking en alles is pikdonker. Jy gaan nie weet waar jy moet gaan nie. Jy gaan nie weet van hierdie styl helling en hierdie gat en jy gaan jou kop stampie.
as dit donker is, gaan dit nie nie so lekker, so aangenaam wees nie. Nou, party mense is avontuursoekers. Hulle sal er nog van hou om so aand in 'n grot te gaan slaap. Bietjie die onbekende uit te daag. Maar dit is so lekker, jy slaap, een aand slaap ek in die grot, maar môre aand slaap ek weer by harde, warm, snoesige bed, beligte huis. Een aand in 'n grot is dalk nie so erg nie. Maar om 'n onbeperkte tyd in 'n grot te bly, kan uitdagend wees. Dawid, Saul het plekke gesoek. Hy wil Dawid doodmaak. Want Dawid was as die nuwe koning van Israel gesalf en hy het half Dawid gevrees. Hy het al Dawid probeer doodgooi met 'n spiesok. So hy het Dawid probeer doodmaak. Nou Dawid het gaan hulp soek by Akis, ander koning. Die koning gesê, nee, ek gaan jou nie help nie. En toe moes Dawid nou vinnig vlug om weg te kom van Saul af, en hy het gevlug in 'n grot, en hy het nie, sy vriende was nie by hom nie sy familie nie, hy was alleen daar in die grot. Voor later het 400 manne wat saam met hom geveg het ook by hom aangesluit in die grot, maar hulle was nog nie by hom, hy was alleen in die grot. En ek dink dit het maar, weet, kyk, hier is baie spasie. Maar met 'n klein spasie, dis donker. Hy het woonlik nie eens reg 'n lig by hom gehad nie. Ek dink dit was baie opwindend vir Dawid om daar in die grot te wees. In 'n grot is er nog allerhande grillige goggas en die klein diertjies en vleermuise en goede. Weet so, dit kan nog 'n grillige affære wees. Val as jy nog nie in die donker kan sien waarop jy trap en wat rondloop nie. So ek dink oor die algemeen, dit is 'n baie aangename plek nie. Weet kyk, selfs in die Kango-grotte is daar nou sekere plekke, as jy nou bietjie meer geset en gewigtig is, en gaan die gaatjies te klein wees om deur te kom. So grotte kan nogal half, veral as dit nou donker is, kan nogal 'n redelike uitdaging wees. Nou die Kango-grotte is verskriklik gekommersialiseer. Ek meen, daar's oral ligte, daar's 'n restaurant, daar's 'n winkel, dit het heeltemal in die gekommersialiseerdheid van die Kango-grotte, mense al stukkies van die stalagtiete en stalagmiete gaan afbreek, en die ligte is sleg vir die hele ontwikkeling van die stalagtiete en stalagmiete. So voorheen was dit baie meer aanskoulik gewees het, voor dit so gekommersialiseer was, maar toe kon jy nie eintlik veel sien nie, want jy het maar 'n flits gehad, en 'n flits het so lank gehou, of 'n lanterne of 'n ding, en hy het so lank gehou. Ek ben aanvanklik, ek het in die foto's opgesit, maar as jy op die internet gaan kyk, as plek waar daar trappies is, en reëlings is. Voorheen in die Kango-grotte was jy seker maar glyd in die wild uit. Want dit was nie so maklik toegangbaar soos nou nie. En ek kom nou weer terug, dat ek nou nog gesê het. Jy gaan in die grotte in. En skielik is dit pikdonker. Jy kan nie jou pad uitkry nie. Jy weet nie waar die gids is nie. Jy weet nie waar die pad is nie. Jy weet nie waar die gate is. Jy weet nie waar jou kop gaan stamp nie.
Broers, dit is voor jy sit vandag hier in 'n kerkgebou. Voor jy vir Jesus geken het jy gedink, o nee, ek lewe, alright, ek lewe in die lig. Voor jy nie die lig gesien het nie, vir Jesus, weet jy nie wat donkerte is nie. In Psalm 142, dis nou nog gaan lees. Dawid in die grot vir Saul gaan wegkruip. Ek het gesê, Akis wou nie vir hom hulp gee nie, kon op ander plekke hulp kry nie. En dit is nou erg. Mens kyk, het regtig lig gehad. Kon hy vuur maak? As hy vuur maak en die lig skyn, dan verklap hy sy posisie of die ouens ruik die rook. So hy kan nie homself eers warm maak aan die koue grot nie. Dit is 'n regtige, half 'n ongemaklike, moeilike situasie. Want Saul het oral in die land het hy spioene gehad, om Dawid te soek, om Dawid dood te maak. Nou ons gaan nou in vers 8, van Psalm 45 en ons lees, dat die grot het vir Dawid soos 'n gevangenis gevoel. Hy het vasgevang gevoel. Sy neerdrukkende, depressiewe gedagtes en gemoed het hom ook vasgevang laat voel, soos in 'n tronk. Weet ek is 'n tronke by die Kairos tronkbediening. En afhangende van jou tronkstatus, dit kan bepaal maar hoeveel buitelig gaan jy sien. En baie keer as jy die buitelig sien, is dit so in 'n klein jaartjie met hoë mure. En jy het nie regtig kontak met ander mense nie. Dit is maar 'n eensame en alleen affære en jy het nie baie vryheid nie. Nou voor ons gaan lees Psalm 142, wil ek vra, want kom ons sing, en sê, ons sing lied 254, en ons sing, maar Here, ek wil hê, wanneer ek op Psalm 142 lees, wil ek hier wat spreek, praat met my. Maar jy sal nou sien, ons sing 2 versies. Die eerste versie, sing ons, Here, want die dienaars luister. En die tweede versie sing ons, Here, want die kinders luister. So kom ons sing dit 142 en vra daarmee vir die Here, Here, ons gebed is, dat U deur U woord met ons sal praat. So kom ons sing lied 254, spreek Heer, want die kinders luister. Spreek Heer, want die dienaars luister. Kom ons doen dit en as 'n gebed in ons harte, tot lof van die Here. Here, dit is waar. Ons verklaar dit. Net U woord, net die waarheid van die Bybel bring lig waar dit donker is. Dankie Here dat U lig in ons lewens opgegaan het. Dankie dat ons weet wat is donkerte. Donkerte is om sonder U te wees. Donkerte is om verlore te wees. Maar Here, ons ken vir U. Dis hoekom ons vanoggend hier in die kerkgebou sit. Ons het 'n verhouding met U. En Here, ons wil U daagliks beter leer ken. Dis hoekom ons nou kom bid voor ons Bybel lees. Dat U ons deur die woord sal help om die waarheid van die woord beter te verstaan. Dat U deur die woord sal kom help om U beter te leer ken.
U beter te vertrou. Maak nie saak in watter situasie ons is nie. Dat ons U beter sal vertrou. Ag en Here, U weet baie keer as ons nou vanoggend hier as gemeente in die kerkgebou mekaar sit, elkeen van ons sit met ons eie gedagtes. En die gedagtes kan nou opgewonde gedagtes wees. Dit kan soos Dawid se gedagtes half neerdrukkend en depressiewe gedagtes wees, wat ons bekommerd is oor sekere goede. Miskien is ons bekommerd oor ons gemeente, ons bekommerd oor ons land, ons bekommerd oor 'n klomp ander dinge. Maar Here, vanoggend wil ons hierdie bekommernis aan U voete kom lê. En sê Here, ons het net nou gesing. Ons smag soos 'n bok wat sonder water is. Smag ons. En hy smag na water. Smag ons na U. Here, ons smag nie na ander goed nie. Ons gaan nie bevrediging by ander goed vind nie. Ons smag na U. Ons smag na U woord, na die waarheid van die Bybel. Here, kom vul ons vanoggend. Kom help ons vanoggend. Omdat ons al ons dinge wat ons gedagtes wil wegtrek te los. Neem ons gedagtes gevange. Here, ons nie ons eie gedagtes gevange en onderwerp dit aan U in gehoorsaamheid, dat ons kan hoor wat U vir ons sê. Here, kom praat vanoggend met ons, dat wanneer ons hierdie gebou verlaat, hierdie kerkgebou, dat ons kan sê, waarlik, vanoggend het God deur sy woord die waarheid met my gepraat. En ek gaan my lewe bou op die waarheid van God se woord. Ek gaan lewe volgens die waarheid van die woord. Here, dit is 'n groot ding wat ons nou sê. Help ons om wanneer ons hierdie kerkgebou vanoggend verlaat, werklik te sê, ek gaan lewe volgens die waarheid van God se woord. Here, kom aan die woord. Ons het nou gesê, spreek Heer, ons wil luister, ons wil hoor, ons wil doen wat U vir ons sê. Amen. Psalm 142. Gedig van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die spilonk, 'n gebed. Ek roep lyk my ek het 'n verkeerde vers op gesit. Ek roep na die Here om hulp. Ek smeek die Here om genade. Ek stort my klag voor hom uit en vertel hom van my nood. Ek het alle moed verloor. Ek weet wat ek moet, U weet wat ek moes deurmaak. Op die pad waar ek loop, het hulle vir my 'n struik gestel. Ek soek hulp, maar niemand wil help nie. Daar is my geen vlugkans nie. Niemand gee vir my om nie. Ek roep na U om hulp. Here, ek sê, U is my toevlug. Buiten U het ek geen deel in die land van die lewendes nie. Luister tog na my hulpgeroep, want ek is magteloos. Red my van my vervolgers, want hulle is te sterk vir my. Bevry my uit my gevangenskap, dat ek U naam kan loof
Die regverdige sal dankbaar om my kom staan, wanneer u aan my kom staan, wanneer u aan my goed doen. Ons lees tot sover. Daar in die grot moes Dawid baie alleen gevoel het. Die 400 manne, ek het net gesê, wat saam met hom geveg het, wat saam met hom opstandig was teen Saul, hulle was nog nie by hom nie. Hy was stoksiel alleen daar in die grot. Dit het vir Dawid gevoel, maar wat ek stry 'n verlore stryd. Ek het net gesê hy sou koning word, maar nou dat hy na verskriklike werklikheid gelyk hier waar in die grot sit en vir Saul weggryp, het hy gelyk of hy gaan koning word nie. Ver van die werklikheid afgevoel. Nou ons as gelowiges, ons ook baie keer voel, maar ons stry 'n verlore stryd. Ons mag voel, maar die goeie geloofstryd stry ek alleen. Daar's niemand wat saam met my beklei nie. Niemand wat saam nou opstaan vir die waarheid van die woord nie. Die geloofstryd kan hard voel. Veral wanneer jy voel, jy stry dit alleen. En weet broer, suster, wanneer mens God gehoorsaam begin dien, is dit of jy al hoe meer teenstand kry, of mense al hoe moeiliker raak, hulle van net al hoe meer klippe in jou pad rol, hoe meer jy probeer om te doen wat die Here wil hê, is dit of daar meer probleme kom. Om te leef volgens die waarheid van God se woord is uitdagend. Kan baie uitdagend wees. Want aanvalle, en dit is hartseer om dit te sê, broer en suster, daar's aanvalle teen die waarheid van die woord, teen die waarheid van die Bybel, van binne en van buite die kerk, is daar aanvalle teen die waarheid van die Bybel. Die gevaarlikste ding is 'n halwe waarheid. Want 'n halwe waarheid, dit klink so, jy sien nou twee paaie, hulle lyk baie dieselfde in die begin. Halwe waarheid klink so reg. Dat jy nog wonder, is dit reg? Is dit verkeerd? Maar as jy voorkom, is daar afgrond. En dan is dit te laat om te draai. Dis die gevaar van halwe waarhede. Wonder, is dit reg? Is dit verkeerd? Nou hoe is dit om te weet wat die waarheid is? Moet ons die Bybel bestudeer. Weet, baie mense gaan vinnig, want ek lees gou hierso, vinnig in die oggend. Ek lees gou vinnig, ek lees net gou vinnig 'n stukkie Bybel en ek bid so vinnig en dit is beter om die Bybel te lees as om 'n sekulêre boek te lees. Moet ons so tyd maak om die Bybel te leer ken, dat ons weet wat is die waarheid van die woord, die waarheid van die Bybel. Nou ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Maar jy kan gaan kyk, dit staan in die Bybel. Ek gaan hom op die skerm gooi. Dit staan in die Bybel.
As ek vir jy sê, 'n vegetariër, ou wat net groente eet, is swak in die geloof. Dat jy, nee man, gaan verby. Dit staan in die Bybel. Romeine 14, vers 1 en 2. Daar staan dit. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as die opvatting van joune verskil. Want een mens glo mens mag alles eet. Ander is swak in die geloof en hy eet net groente. So vegetariër is swak in die geloof. Nee, broer en suster, nee. As jy daar hele oor Romeine 14 gaan lees, sê dit juist heeltemal die teenoorgestelde wat aan die begin staan. Aanvaar mekaar. Want ek kom en ek wil sê, prys die Here, sy naam is groot, hy is almagtig, ek lig my hande op. Nou sê jy, hierdie ou jong, hy is regtig 'n toegewyde kind van die Here. Maar dan kom 'n volgende ou, hy staan en hy sing. Hy lig nie sy hande op nie. Hy staan net. Maar hy het soveel respek vir God, soveel agting vir God. Hy voel as ek is nie werd om hande op te lig en ons mekaar aanvaar. As ons dinge op verskillende maniere doen, as dit, solank dit Bybels is. Solank jy iets gaan verkondig wat sê, maar jy word gered sonder om in Jesus te glo nie. Jy word gered deur 'n klomp dinge te doen nie, want Jesus alleen red. Solank jy by die waarheid van die woord staan, ons mekaar aanvaar, as 'n opvatting van mekaar verskil. As ons dinge op verskillende maniere doen, as ons verskillende maniere aantrek. Want dalk voel jy, 'n vrou mag nie 'n broek aantrek nie. Sy moet 'n rok dra as sy kerk toe kom. Dis jou mening. Beteken nie iemand wat nou 'n broek aantrek is swakker in die geloof nie. Ons moet mekaar aanvaar as ons, vir dit is hoekom ons die woord moet bestudeer, vir die waarheid van die woord moet uitkom. Want broers, suster, ons sien dit baie in die kerk. Mense wil nie by die waarheid van die woord staan nie. Hulle maak aanpassings. Broers, suster, verkeerd bly verkeerd. Reg word nie skielik, verkeerd word nie skielik reg nie. Sonde word nie skielik aanvaarbaar nie. Nou ek wil vir julle 'n voorbeeld noem. En dit is 'n werklikheid, ek het gaan nalees 1991. Het dit gebeur. Halwe waarheid is 'n leuen. Ek het groot geword. Ver skryf jy sonder 'n kappie. Maar mense het almal mekaar ver met 'n kappie gaan skryf. In 1991 het dit aanvaarbaar geword om ver met 'n kappie en ver sonder 'n kappie te skryf. Maar in die geloof werk dit nie so nie. Ek kan nie lank genoeg 'n verkeerde ding gaan doen dat hy skielik reg word nie. Daarom moet ons by die waarheid van die woord bly. Ons moet nie aanpassings maak, kompromieë maak met die waarheid van God se woord nie. Ekskuus broers, ek raak 'n bietjie opgewonde, maar dit is vir my so 'n belangrike saak dat ons nie die waarheid van die Bybel moet aanpas nie. Gelowiges moet versigtig wees. 'n Leuen vat jou oor na die ander kant. 'n ander kant wat nie God se kant is nie. Daar's net twee dinge. Die waarheid en die leuen. Daar's nie 'n middeweg nie. Is of die waarheid of die leuen. Is of God of Satan. Daar's nie 'n middeweg nie. Daar's nie 'n grys gebied nie. As ons die evangelies lees, veral die evangelie volgens Johannes, is dit opmerklik hoeveel keer Jesus in Johannes evangelie met die waarheid vereenselwig word.
In Johannes 1 vers 14 sê Johannes vir ons, en die woord, wie is die woord? Die woord is die seun van God, die woord is Jesus. En die woord het mens geword, vol genade en waarheid. In Johannes 1 vers 17 sê Johannes, dat God die genade en die waarheid deur Jesus na ons toe gebring het. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waarheid is vir God belangrik. Jesus sê self, baie keer sê die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. In Johannes 8 verwys Jesus na homself wanneer hy in gesprek is met die Fariseërs, met die Jode. Verwys hy meer as een keer na homself as die waarheid van God. Hy sê, Johannes 8 vers 31 tot 32 sê hy, as julle aan my woorde getrou is, dit gehoorsaam, is julle waarlik my disippels en sal julle die waarheid ken. En wat gaan dan gebeur? Die waarheid sal julle vrymaak. Net daarna in Johannes 8 vers 44 sê Jesus, die duiwel is die vader van die leuen. Alle lieg en bedrog, ekskuus broers, en miskien 'n bietjie kras wat ek dit nou stel, maar alle leuns, alle bedrog kom van die duiwel af. Duiwel staan nie aan die kant van die waarheid nie. Hy is die vader van die leuen. Omdat daar geen, 0, 0 waarheid in hom is. Alle forme van lieg en bedrieg is van die duiwel af. Die duiwel se werke. Wat sê God in die 9de gebod? Mense wat aan my behoort, en soos ek leef, staan aan die kant van die waarheid. God se kinders. En ek glo dat ons vandag hier in die kerk sit, die verhouding met Jesus, ons is God se kinders, ons God se kinders, leef opreg, leef met integriteit, soos ons hemelse Vader opreg is. In Titus 1 vers 2 skryf Paulus, in soveel woorde, in die ou Afrikaans vertaling, dat God nie kan lieg nie. 'n mens wat leuns vertel, het hom daarom van God af losgemaak, want God is die waarheid. Kyk hier broer en suster, as jy die waarheid praat, hoef ek te wonder wat ek gister gesê het nie, want ek praat die waarheid. Ek hoef nie te wonder nie. As ek nie altyd die waarheid praat nie, dan moet ek onthou wat het ek vir jou gesê. Ek meen, Marianne en Jaco is nou in die kerk.
Maar ek het vir Jaco een ding gesê, waar hy aan 'n ander ding gesê, wat gaan ek nou sê? Hulle sit al twee. Ek is uitgevang. Ek het probleme. Daarom is dit beter om die waarheid te praat. Altyd. Ons as gelowiges, God het ons geroep om lief te hê. Feite. Sonder liefde, wat sonder liefde oorgedra word, is 'n dodelike kombinasie. Kan negatiewe gevolge hê. Die waarheid, broer en suster, het altyd 'n liefdeskant. Jesus het self by geleentheid vir die disippels gesê, luister, ek kan dit nog nie vir julle vertel nie, want julle is nog nie gereed daarvoor nie. Want hy was lief vir hulle. Hy het geweet hulle gaan nog nie verstaan wat hy vir hulle vertel nie. Soms stil bly, werklik 'n antwoord. Want as ek die waarheid te hard vertel, kan ek seermaak. Die punt is, broers, dat die waarheid moet so oorgedra word, dat dit in liefde geskied. 1 Korintiërs 13 is Paulus se hoofstuk oor die liefde. In vers 6 sê hy, die liefde kies nooit kant nie, vir dinge wat verkeerd is nie. Net so, sal liefde altyd net bly wees oor dit wat reg en eg is. Paulus praat oor die waarheid binne die konteks, binne die raamwerk van liefde. Eers as jy lief het, maak waarheid sin. Ken jy die waarheid, want dan doen jy dit op die regte manier. Mens kan ons baie mense sê, ag, ek is maar net eenmal, ek is 'n reguit ou. Ek sê 'n ding soos dit is. Sonder om te dink, hoe moet die persoon voel vir wie jy dit sê? As jy dit nou, die waarheid sonder liefde vertel. Ons hoor die waarheid praat. Maar ons hoor dit met liefde en deernis doen. Broers, daar is baie mense wat in die kerk seer kry. Onder die dekmantel van waarheid. Maar dit is ook so, dat as jy volgens die waarheid leef, en jy doen dit dalk ook in liefde, is dit so, dat jy ongewild kan wees. Dat mense nie van jou gehou nie. Want gewoonlik hou mense nie van die waarheid nie, want die waarheid maak jou ongemaklik. Maar die waarheid moet steeds aan die vereistes van liefde voldoen. Dit beteken om ander nie seer te maak nie. Want om ander seer te maak, is onreg. As ons die waarheid praat, en volgens die waarheid leef sonder om kompromie te maak, moet dit steeds van liefde getuig. Nou broers, suster, ek vra, ek wil graag al 4 versies sing van die volgende lied. Wat sê, God is liefde, juig ons harte. Nou, hoekom ek hierdie lied wil sing? Want jy sal hoor, dis eintlik 'n storie. Weet jy, 1 vers, volg op die volgende vers, volg op die volgende vers. As die Vader in sy liefde, dat die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en laat te vind. En onthou broer, suster, hierdie lied wat ons sing, is 'n verklaring.
Dis nie net leefwoorde nie. Dis verklaring wat ons maak. So kom ons staan en ons sing lied 334, al 4 die vers en sê, my God is liefde en ek gaan liefde leef. Kom ons sing sang 334 tot lof van die Here. My en jou, ons roeping as gelowiges, is om altyd die waarheid in liefde te praat. Want dan is ons aan God se kant. Jy sien nou baie prentjie, wandel in die lig van die waarheid. Jy sien nou 'n man loop op die woord. Hy loop op die Bybel. Want die waarheid van die woord is wat sy lewe rig. En dit sit ons lewens ontrig. Die waarheid van God se woord. Dis maklik om die waarheid te verdraai. Of 'n kinkel in die waarheid te sit. Weet, miskien om my eie bas te red, of miskien om iemand anders in 'n slegte lig te stel. En jouself in 'n goeie lig. Dis wat die duiwel en sy volgelinge doen. Nie kinders van God nie. Paulus sê, skryf, Kolossense 3, vers 9 en 10, dat ons nie vir mekaar moet lieg nie. As gelowiges het ons oor die ou, sondige mens en sy verkeerde gewoontes het ons gebreek. Lewe as nuwe mense wat in die lig lewe. Mense het alweer vernuwe word na die beeld van ons Skepper. Tot die volle kennis en tot die waarheid van God. Mag God vir my en vir jou, vir ons help om so te leef. Om die waarheid van God, die waarheid van die woord in liefde te praat. Kom ons bid saam. Here, ons wil die woord, die Bybel wil ons bestudeer. Here, ons wil die waarheid van die woord van die Bybel wil ons elke dag in ons lewens prakties gaan toepas en daarvoor ons leef. Ons wil daagliks vernuwe word om meer en meer Jesus soos U te lyk. En Here, het ons 'n voorbeeld gestel. Alles wat U gedoen het U in liefde gedoen. U het altyd die waarheid gepraat in liefde. As U tereggewys het U dit gedoen in liefde. Here, U het liefde so lief gehad, dat U bereid was om aan die kruis te gaan sterf in ons plek. Here, help ons om die waarheid van die Bybel elke dag beter te verstaan. Help ons om elke dag vir ons die waarheid van die Bybel te leef. Maar Here, help ons om dit in liefde te doen. Nie kompromie te maak nie, nie aanpassings nie, maar die waarheid te leef, maar dit in liefde te doen. Help ons daarmee deur die Heilige Gees. Amen.